Gewaardeerde kykers, pastoor Frans Hoyeberg van die Kruis Triomfeer bediening. En werklik waar, die kruis het getriomfeer. En dan praat ek nie van die stukkie hout nie, asseblief. Ek dink enige iemand wat dink dat ek van die stukkie hout praat, wat daar teen jou muur is, of om jou nek hang, of in die kerk is, verstaan nie regtig wat aangaan. Ons weet dat wanneer ek sê die kruis bring liefde, die kruis bring oorwinning, dan praat ek van die boodskap wat die kruis uitdra oor Jesus en hom as gekruisigde en dit wat hy aan die kruis vir jou en vir my gedoen het. En daaroor sê ek die kruis is werklik waar 'n oorwinning. Geweldige oorwinning. Nou sê jy vir my miskien, ja pastoor, maar daar's baie min wat gered word. Ja, dis waar. Maar weet jy moet kyk na die kruis na twee kante toe. Die kruis is 'n oorwinnaar in die opsig dat daar mense is wat hulle loon gaan ontvang, wat hemel toe gaan, omdat hulle glo aan dit wat Christus op die kruis gedoen het. Dis die een triomf. Maar weet jy, die ander triomf is dat daar mense is wat verlore gaan en hel toe gaan en altyd van God geskei gaan wees, omdat hulle nie geglo het aan die prys wat betaal is op die kruis nie. So of al min is wat ingaan en baie is wat nie ingaan nie, beide kante toe, die kruis triomfeer. God het 'n ding gedoen in die geskiedenis van hierdie mensdom, en dit sal altyd vasstaan in die eeue wat kom. Vir ewig en altyd sal ons weet, dat die geskiedenis van die heelal, vir ewig en vir ewig, draai rondom die prys wat Christus aan die kruis betaal het. Ek groet in die naam van Jesus Christus, hy wat die prys vir ons betaal het. Ons komende koning. Ek glo ek vind die gesondheid liggaam, siel en gees met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Kom ons bid. Vader, ons sê vir U dankie dat U vir ons nog 'n geleentheid gee om saam te besin oor wat U vir ons sê in die boek Kolossense. Gee dat die Heilige Gees ons sal help om te verstaan wat die Gees vir die gemeente wil sê. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Kolossense hoofstuk 1. Ons het opgehou by vers 4, waar Paulus gesê het, ek bid vir julle, omdat ek gehoor het van julle geloof in Christus en van julle liefde tot al die heiliges, en ek het redelik baie daaroor te sê gehad, oor, is jou geloof sterk genoeg dat die wêreld dit sien, is jou liefde vir die heiliges sterk genoeg, en daar is 'n skrif in die Bybel wat sê, hieraan sal hulle weet, dat julle my disippels is dat julle mekaar lief het. En ek wil hierdie afdeling weer begin met, het julle mekaar lief? Is ons waaragtig lief? Is ons waaragtig sterk in ons liefde? Is ons waaragtig sterk in ons geloof? Is ons waaragtig sterk in ons getuienis? Dis nou tyd waarop ons moet konsentreer op ons getuienis as kinders van die Here. Ja, daar's baie probleme in hierdie wêreld. Daar's baie dinge wat teen die Christendom gediskrimineer word. En baie van u het die neiging, en ek veroordeel nie, ek wys die vinger nie, om liewerste maar terug te staan ter wille van die seer kry wat daarmee gepaard gaan, die veragting wat daarmee gepaard gaan, die spotdryf wat daarmee gepaard gaan. Ons sien dit soveel kere op social media. Ons sien dit soveel kere op groepe. Ons sien dit soveel kere in skole. Ons sien dit soveel kere in werksplekke, dat die Christen
wanneer hy sy getuienis uitleef, geminag word. Maar weet jy wat is baie interessant? Wanneer daai selfde ou wat jou minag by die werk, by die skool, by die omgewing, by die enige plek, as hy werklik probleme het, met wie kom praat hy? Wie sal hulp vra hy? Want weet jy, die wêreld hou jou dop en miskien is jy die enigste Bybel wat die wêreld ooit sal lees. Maar as jy daai Bybel se blaaie toemaak sodat die wêreld dit nie kan lees nie, en jy gaan maar so saam met die stroom, want jy's bang vir vervolging, jy's bang vir verdrukking. Hoeveel wat tot bekering kon gekom het, gaan dit nie maak nie, want die Bybel, jy en ek se blaaie is toe. Nou dit is net ter inleiding. Kom ons gaan aan met vers 5. Ek gaan weer vers 4 lees, sodat vers 5 in konteks gelees kan word. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie. My vriend, my vriendin, geliefdes, daar's 'n hoop wat weggelê is in die hemel. My hoop is nie daarop dat my salaris sal verbeter nie. My hoop is nie daarop dat my omstandighede sal verbeter nie. My hoop is nie daarop dat my gesondheid sal verbeter nie. Ja, ek vertrou dat my salaris sal verbeter. Ek vertrou dat my huisomstandighede sal verbeter. Ek vertrou dat my werk
nie jou bankbalans nie. Ag, ek wil verder gaan, nie eers Engel Gabriel nie. Jou hoop is nie op enige plek te vind nie, as in Jesus Christus. En dis is die hoop wat in die hemel is. Ons het van hom gehoor, deur die prediking van die evangelie. Paulus sê, die prediking van die boodskap van die kruis. Die prediking van die kruis is dwaasheid vir hulle wat verlore gaan, maar vir ons, wat die saligheid gaan beerwe, vir ons is dit die hoop van heerlikheid. Christus in jou, die hoop van heerlikheid. Jy hoor van hom in die evangelie. Jy lees van hom in die Bybel. Jy ondervind hom in jou gebedslewe. Hy is die hoop en jy het van hom gehoor in die evangelie. Daaroor sê die skrif dat geloof kom deur die gehoor en gehoor kom deur die prediking. En hoe gaan hulle hoor as niemand gestuur word om te preek nie? Met ander woorde, hoe gaan hulle daar buite hoor as ons nie die heerlikheid van God uitstraal en mense kan sien dat ons dien iemand wat 'n verskil gemaak het in ons lewe. Kom ons gaan dan na die volgende vers. Vers 6. Wat julle, sowel as die hele wêreld bereik het, die evangelie het ons, sowel as die hele wêreld bereik. Nou daar's 'n skrifgie wat sê, dat hierdie evangelie gaan gepredik word aan alle nasies, en dan sal die einde kom. Nou ek wil vir u sê, die prediking van hierdie evangelie van Jesus Christus, saam met die evangelie van die koninkryk van God, gaan in die 1000 jaar van vrede verkondig word. Want daar gaan in die 1000 jaar van vrede nasies wees wat ons vandag nie bereik nie. Hulle kom gedurig af op nasies wat hulle nie eens geweet het bestaan nie. In die 1000 jaar van vrede, omdat ons as die verheerliktes, sonder beperkings, kan gaan waar jy vandag as mens nie kan gaan nie, gaan ek en jy, wat met die wegraping gaan ons die evangelie van die kruis verkondig aan alle nasies, wat in die 1000 jaar van vrede op aarde gaan wees. Die Jood gaan die koninkryk van die evangelie verkondig. Die Jood gaan dit verkondig aan alle nasies. Kom ons gaan aan. Wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af wat julle het gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het. Dit dra vrug. Dra dit vrug in jou lewe. Wanneer jy op 'n Sondag kerk toe gaan en jy stap daar uit, dan sê jy, pastoor het baie mooi gepreek vandag. Pastoor het 'n paar mooi dinge gesê. Weet jy die evangelie, jy moet nie uit die kerk uitstap en sê, o, hy het mooi gepreek nie. Jy moet daar uitstap, dan moet twee dinge gebeur. Wanneer die evangelie verkondig word, moet dit die sondaar kwaad maak, want hy moet onder die oortuiging van sonde kom. Die tweede ding is, hy moet die kind van die Here motiveer om te wees dit wat Christus in hierdie wêreld, om in hierdie wêreld te wees dit wat Christus is. En 'n getuienis te wees van die grootheid en die krag en die heerlikheid van God in hierdie wêreld. En dis hoekom hy sê dat dit dra vrug. Ons kyk na julle Kolossense en ons sê julle die evangelie gehoor en ons sien die vrug wat in julle is. Nou vra ek vir julle, strand mense wat na my luister, is daar vrug in jou lewe, kan ek dit sien? Alberton, Ierland, al die plekke wat hierdie boodskap uitgaan, en waar jy op hierdie oomblik na my sit en kyk, maak nie saak waar jy is in hierdie wêreld nie. Is daar vrug in jou lewe, wat ek sal kan sien, wanneer ek jou ontmoet, en wanneer ek met jou dringend saamgesels?
Jy weet, ons het, as 'n skrif wat sê dat jy moet altyd gereed wees om te kan sê en getuienis te gee van jou geloof. En vir die eerste keer in my lewe, en ek leef nou al lank, het ek nou een Sondag in die kerk gaan sit en daar was 'n besoeker. En hy het by my kom sit en het my gesê, sê gou vir my, hoe het jy tot wedergeboorte gekom? Vir die eerste keer in my lewe het iemand van my geëis om te verduidelik, hoekom glo ek? Nou as ek vir jou vra, hoe het jou wedergeboorte plaasgevind? Wat gaan jy vir my sê? Wanneer het jou wedergeboorte plaasgevind? Wat gaan jy vir my sê? Want as ek jou uitdaag om vir my te sê, gaan jy dit kan doen? En as jy dit nie kan doen nie, dan wonder ons of daar vrug is in my lewe. Ek het my hart aan die Here gegee, 11 Februarie 1972. Op 'n kamp vir jong mense. Het ek op die uitnodiging vorentoe gegaan, 11 uur die oggend. En ek het my hart en my lewe vir die Here Jesus Christus gegee. Ek dink ek moet dit meer gereeld doen, maar dit was my wedergeboorte. So ek gaan vir jou sê wat